Well, we watched your fight. Thank you, man. Well done. Thank you. You did well, and Yes, it takes a lot out of you. absolutely. But you dominated, and you really showed your wit there. So Appreciate congratulations, and I see Dig you're a full little of bit deeper medals in the here. workshop. That's it. So what is this now all? So the gold for the kickboxing and the gold for the sports boxing. Sure. Absolutely. Is there space in your calf with all the metal? Hey, I've got a child, it's perfect. You use them to hold the curtains open as well. So you just wrap them around and it looks great. Fantastic. Congrats. Impressive fight. Thank you. Thank you. very much. Thank you. Ons is so by Sensei Gert. Nou die man is reg nou, die engine loop, hy's reg om te gaan fight. Hoe lyk die dinge? Daar's nou 'n hele klomp vir jou vir die middag. Ja, ik heb nog sportsboxing om te doen. En dan gaan we obviously moet uitfight. So, want ja, je weet, het is niet één fight gewoonlijk. Ja. En dan heb ik nog high kicks om te fight. Ja, okay, so jy het 'n hele klomp. Ik heb nog 2 keer om te doen, maar je weet het kan ons maar een categorie. So, hulle fight uit en dan fight hulle weer uit. Soos om die wenner te krijgen. Wat is die suksesverhaal om so fiks te bly? Jong, je moet gereeld oefen, je moet motivated bly. En je moet regtig net aanhou probeer. So, dit is die groot ding. Hou aan probeer. Hoeveel jaar is jy nou in die kickboxing? Jo, baie jare. Ek het ook vir omtrent 16 jaar opgehou. So ek het nou so 'n jaar wat terug toe ek weer begin vir 'n slag. So dis hoekom ek so 'n uniek fisiek het. en van watter area in land is jy? Ek is in Centurion Titans Club in Pretoria. Okay. Ja, fantasties. Sterkte, ons gaan jou net nou sien as jy hier so klaar is, dan gaan ons vir jou koue watertjie gee. Baie dankie. Baie dankie vir jou. Dankie. Also, soos hier nou by Riekert, nou die man se hart klop bietjie vinniger as die res van ons in, want hy gaan nou bietjie daarso in die war zone in. Yes. Wat fight jy nou hierso? Ons gaan full contact combat. Ja, close combat. We noem dit close combat. Hoeveel jaar is jy in dit nou, Riekert? Ek is al van 2009 af in fighting, maar dis my tweede RCFA event wat ek by fight. Wonderlik. En watter klub is jy by? Raja van Noord-Kaap. Fantasties, ja. Yes. Waar bly jy? Ek bly in Bloemfontein, maar ek fight ek ken die sensei van Raja, so ek fight met hulle klap nou. Grand. Ek gaan jou los dat jy jou fokus hou. Ons gaan jou fight kyk en dan sien. Sterkte met daai fight. Baie dankie. Dankie. Asai. Dinge. Opgewonde, vol aksie en baie lekker. Lekker en julle geniet hier's groot fights aan die Ons kant. geniet dit, dis groot fights hier so. Ek moet vir jou sê, lekker om hier so by die kry te wees en al die aksie eerstehands te sien. Fantasties. Ja. Geniet hom. Guys, all that I see here is just metal and metal. Is there space in your suitcases to take all this? Solid space. What is your name? Hussein Miso. And what did you get here? I got 2 gold medals, one for full contact low kick and semi-contact low kick. Cool. And you? I'm Evan Overborg. I got one for full contact low kick and one for cold for semi-contact. Cape Town. Western Cape. Good. I don't know how you guys came here with the car by taxi. Yeah, they're gonna check your luggage because it's heavy. Well done. Lots of metal. Well done. I say, thank you guys. Well done. Hierso ons gaan jou net vinnig steel want ek weet jy hardloop. Jy mors dood. Hoe gaan dit hierso met die toernooi? Fantasties. Ek dink hierdie toernooi is 'n reuse sukses. Die atmosfeer is lekker, die fights is baie lekker, die ouens geniet dit regtig. En ek sien verskriklik uit na vanaand se main event en die main event fights. Want dit is verloop al die fights mooi. Almal is baie gelukkig, almal is happy met wat hulle sien en ek dink dis 'n reuse sukses. Fantasties. Dit lyk ook goed en die mense geniet dit en hier's 'n paar groot fights al gewees. Hier was 'n paar groot manne en ek 'n paar mooi knockouts al gesien. En die ouens slaap baie. Wat is die groot een vir vanaand vir jou? Ek dink die 2 laaste gevegte gaan baie mooi wees. Die low kick voorgeveg voor die hoofgeveg en ek dink die professional title fight gaan fantasties. Dankie vir die fantastiese event wat jy aan mekaar sit hierso. Ons waardeer dit, Sian. Baie dankie. Nou sy hanteer nou al hierdie moeilike gedeelte van mense wat moet inkom. Verduidelik gou vir ons, wat het jy alles hierso? Wat kry die mense nou tags hierso? Wat is die verskillende klere? Yes, hierso is die gewone entry fees, die VIP tickets is hierso en hierso is ook VIP tickets vir die main fights vanaand. So of jy deel wil wees van hierdie main ring om deur die kry te staan. Wonderlik, jy doen 'n baie goeie werk en dankie dat jy vir ons die hekke hierso bymekaar het. Dankie Bianca. Koffie. Ons is nou hierso by Barry nou. Die manne sorg dat die manne weer opgecharge is en die vrouens se senuwees dit kan maak.
Hoe gaan dit hier met jou koffiestand? Nee, baie goed, dankie. Ondersteuning is uitstekend, dis waardeer. Fantasties. En dis die lekkerste koffies. Verduidelik ons bietjie wat gaan alles hier aan. So hier maak ek nou about 1 freezo. So ons gooi maar net about 1 poeier ys en melk in. En dan gaan ons 'n peppermint crispy ene maak. Ons Aero peppermint ene. En dan gooi jy maar die ys in die melk en jy laat hom crush. Okay. En dan maak dit baie lekker. Lekker. En hier kan dit jy nou jou groot koffiemasjien daarso. Yes, wat ons cappuccino enige warm koffie maak vir julle sit. So, nou almal hierso is die plek om te wees. Die man maak die beste koffies en hierso is lekker goed vir die vrouens ook. Baie lekker. Dis hy. Dankie Barry. Dankie. Olá, Mutiniwe! Olá, Mutiniwe! Guys, what's the message for your fighter here? What's the basics? Well, yeah, what's the message here? The message is he must put overhand punch and an uppercut. So I want him to go uppercut, over, uppercut. It's going low, it's going over. This guy, look at him. His guard is here. That's how I won my fight. And he will win it as well that way. As he coming, he's coming in the chair. When he's coming in the chair, bah! Great. You see. Great. Ek is Werner Koekies, ek sit in die mic daar. Okay. Daar's hy. Ons is hier nou by Quinton. Nou die man het 'n reuse fight beklei en hy het gewen. Hoe voel jy? Fantasties. Great. Pas al jou nou mooi op en kyk dat alles reg is. Baie professioneel, kyk baie mooi na my. Ek bly sommer hier vir heel dag. Jy word nou eintlik bederf, so jy kan hierdie ding nou redelik ver uitstrek as jy lus is. Die pan. Dis hy. Wel dan en ek hoop jy recover lekker vinnig en lekker groot fight gewees. En keep going. Hoeveel jaar is jy in die fighting nou? Ag, nog net so 'n paar jaartjies. Okay. Maar ek geniet dit elke liewe dag en ek is te bevoorreg om te kan doen. Fantasties. Geniet dit en sterkte. Jou bloeddruk is besig om mooi te lyk, so jy gaan dit oorleef. Hier is ons hier by Alwyn. Nou hierdie man se stert hang, hy's moeg, hy het nou moedeloos, hy het nou alles, hy die tweede asem sal nou inskop. Hooplik voor 9 vanaand. Is jy reg vir vanaand? Net 1 manier om uit te vind. Okay. Klim in en doen dit. Ja, jy het 'n groot fight aan vanaand. Ja, 10 rondes, 2 minute lank. En die strategie vir vanaand? Luister maar wat die coach my sê, dan doen ons dit. Okay. Wel, Rus, hou daai voet in die lug en sterkte vir vanaand. Ons roet vir jou en mag dit goed gaan. Baie dankie, That's it, dankie. By Sensei Karen. Nou sy het nou 'n groot fight gefight. So lyk my is dit hoe 'n ou weer op. Ons troos bietjie ja met kafeïne. Kry bietjie kafeïne in. Hoe was die fight? Is taaf. Baie taaf geweest, maar ons leer maar om te rol met die punches. Ja, en het jy gewen, verloor? Ek het 2 fights gewen en 1 verloor. Fantasties. En hoe voel jy? Is jy nou klaar? Ja, ek's bietjie te mekaar, maar sal môre reg wees. Wel, die koffie gaan werk en ek dink jy's lekker beskuitjie ook nog vir jou iewers so. Ja, as soetigheid sal help. Sensei, dankie vir jou tyd. Dankie julle. Okay, so is hier met Brandon. Hierdie man gaan nou amper beklei. Brandon, watter klub is jy by? Bubezi Fighting Club. Okay, en wat gaan jy nou deelneem in? Sports boxing, and then later tonight I'll be doing full contact, close combat for the main event. And how long you've been doing this kickboxing? 3 years. And enjoying it? Of course, I'm also a 3-time SA champion. Wow, so you've got work to do today. Yeah. Well, good luck, and I hope you have a great tournament and bring down the medals, eh? I will. Thank you. Okay, sê gou vir ons, wat is jou naam? Ses Libbe. En wie beklei jy? Ek beklei teen Vir Noordwes. ja, ek beklei vir Noordwes. En hoe het dit gegaan vandag? Baie goed. Het jy gewen? Nie regtig. Maar dis fyn, dit gaan nie oor die wen nie. Ja. Geniet jy die sport? Ja, baie. Okay, jy moet aanhou. Dit is dankie dat jy op die kickboxing is, né? RCFA is bo. Wys vir hulle staans. Toe. Fantastic. I'm taking a minute of you. Your name? Lorenzo. Lorenzo. Are you ready for the fight? I see you. Yo, I see you can kick very high. Yes.
How do you get that to go so high? Yo, a lot of stretching. Okay. A lot of it. What time are you fighting? Around 9:30. Okay. So 2 fights after the fight, yeah. Okay, and are you ready? 100%. Good, I'm gonna watch and have a great fight and keep your arms up, eh? Yes. Thank you. Ek moet die hele tyd dag is iemand in die kop en dan sê dat my skop te hard. Dit skop jy te hard. Maar is goed, ek het my distance baie mooi gehou. En ek sien hy wil net aankom, maar hy gee sy kick weg en ek sê baie vinnig kom. Mooi. Dit is baie vinnig. En dit geniet. Baie. Dat is hy, volgende een, die gaan ons. Ja. Sê, well done. Van ons jongste member van die RCFA, Bia, welkom hier so by RCFA. Hoe sit so ver? Die melk nou nog nie lekker suur nie. Bia, jy's 'n beautiful girl. RCFA se jongste lid wat nou hierso by ons is 5 daggies oud. Welkom by ons, Bia. Dankie dat jy hier was, hoor. En hier's ou sis. Wat is jou naam? Rolandi. Is jy baie trots op sussie? Ja. Wonderlik. En mamma, wat is jou naam? Rasai. Welkom by ons hierson. Hoop julle het 'n lekker dag. Gaan jy nou fight? Ja. Okay. Bia, wie gaan wen? Sy sê gaan wen. Ons het hier vir Estienne Skols. Van waar af is jy? Kuruman. Kuruman. Nou hoe beklei hulle so daar in Kuruman? Rolf. Hoe lank is jy in kickboxing nou al? Seker nou 2 jaar. Wonderlik. Hoe laat is jou fight nou? Ek dink na hierdie klaar. Okay, en dan sê vir my wat is waarna gaan jy deelneem vandag alles? Supreme Fighting Arts, low kick, high kick, grappling en MMA. Wow. En batten. Wonderlik. Gee ons 'n lekker staansal dat die mense sien hoe lyk hierdie man. Daar sê, hier kom 'n future champ. Sy dan on the I'm very happy for the first time he being attending this tournament here. A bit of nerves? Yeah, a little bit of nerves, but this is not his first in tournament. Okay. Yes. Fantastic. I hope it goes well. Yes, I also hope so too. Thank you. Thank you. So, die Tutami is, hier sit ons nou met iemand wat op die hoek is. Naam? Hallo, Jonita Nyssen. En Jonita, nou wat moet jy nou hier doen? Ek kyk basically hoe hulle fight, is ons clean shots en nie, dan kies ons elke ronde blou of rooi en dan... En jy het nou hierso na jou papier wat jy vanaf werk? Dis reg, ja. En as daar excessive eating is? Excessive stopwatch, almal moet veilig wees. Dis die belangrikste vir alles. Ek dink dis die belangrikste wat mense altyd dink die kickboxing is hierdie brutal ding, maar die kinders word beskerm. Ja, almal is veilig. Dankie, geniet dit hierso. Sterkte met jou werk, dankie. Baie dankie. Ekskuus. Hier is nou by die stand hierso van Master Joe se boek Strength Can Be a Weakness. 'n Fantastiese boek deur Master Joe Viljoen. Regtig 'n stunning boek. Hy's te koop hierso by RCFA. Beautiful. En dan gaan ons hierso so deur. Hierso kan jy glove dryers kry, jy kan so 'n bietjie iets van alles daar kry. En hier's 'n fantastiese RCFA board game wat jy kan speel. Hy het verskillende kaarte, verskillende karakters. Jy kan ekstra kaarte bykoop en dit is ook beskikbaar teen R400. 'n baie lekker game vir oud en vir jonk om te doen. En dan natuurlik kan jy daai mannetjie koop. Hy is 'n pragtige vir George. Nou George doen nou vir almal hierso nou by RCFA. Kyk, enige iets kan gebeur by RCFA. So hulle neem mooiste foto's en dinge. Nou hy het 'n hele stelsel hierso. Vertel ons bietjie daar. Kom, ons neem 'n foto hier en dan ons druk dit en daar is jou foto daar. Kyk jy daar die mooi foto met die logo aan, alles. Pragtig. Doen hier. En ons vra die uitjies net R100 af hier. Stunning. En as hulle mooi meer doen dan is 'n bietjie goedkoper. Stunning foto's. Baie dankie. Baie sê. Well done. Kom support hierdie man. Baie dankie. Dis nou vir Marcus ook hier. So nou die man klim binne in die kruit. Hy's lansie kruit. Hy's deel van die ding. Nou jy's nog nooit raak geslaan in die proses nie. Amper het ek 'n paar keer al deurgeloop, maar nee, ek het dan geleer om te koets. Ja. Marcus, wat doen jy hierso by RCFA?
Wat se werk doen jy hier binne? Ek is die fotograaf by die ring en die gevegte self. Moet ek die gevegte afneem, neem ek 'n hele reeks foto's van die aksiefoto's en dan sit ek na die tyd op die internet vir die mense beskikbaar en kies hulle foto's wat hulle wil bestel. Dan edit ek dit en dan gee ek dit vir hulle dan met 'n Dropbox. Great. RCFA fighters, julle weet waar om te gaan. Julle gaan julle foto's daar kry. Daar's magdomme foto's en gaan kry jy goed daarso. Jy weet ek hardloop so op 'n rustige dag hier. So tussen 8 en 9000 foto's 'n dag. 9000. 9000 'n dag. Goeie genade. Ek wil nie deel van jou edit span wees nie. Jy kyk nog. Fantasties. Beautiful manne, julle doen pragtige werk. Dankie. Wow. Augustus is 5 jaar, hè? Ag, hom toe huil sy nou. Sy gaan nie mooi, gaan koop vir jou ietsie, help vir die rekening betaal, koop vir ietsie, kry vir iets moois vir jou kamer. Loop nou rond, laat jy koop besig bly en alles so. Hart is al waar. By Sian Hilda, hoe gaan hierdie toernooi? Jong, soos alle toernooie is daar maar hiccups hier en daar, maar eintlik gaan dit baie goed. Die terugvoer wat ek kry is baie goed, die mense geniet dit. Hulle het baie fights, baie van hulle het vir klomp goed ingeskryf. So daar is van die ouens wat al genak is en seer gekry het wat ons onttrek en dan moet ons heeltyd planne maak. Maar overall dink ek dit gaan baie goed. Ja, dit lyk baie goed en dit is op 'n pragtige ding hierso. So wel dan vir wat julle doen. Ek gaan nou weer met jou incheck. Dankie. Kyk, met wie praat ons hierso? Wat is jou naam? Devan. Kyk daarso, kyk vir die kamera. By watter klub is jy? Wonderlik, het jy gefight al vandag? Ja. En hoe dit gegaan? Eerste plek en derde. Wonderlik. Hou jy van kickboxing? Ja, baie. Great, jy moet aanhou beklei, hoor. Ja. Ons is hier by Gustaf nou. Die man kom van Katana en daar in Centurion af. Hoe was die dag sover? Baie lekker. Ek sal sê my fights was lekker geweest. Bietjie moeg geweest. Dink ek 'n bietjie meer fiksheid gedoen het. Eerlik te wees. Maar andersins as dit was dit vir my was 'n baie interessante ding om te beleef. Maar dit was definitief ietsie wat ek weer sal wil doen eendag. En sê vir my, gaan jy nou môre ook deelneem? Nee, ek het net al die fights gedoen. Ek het spotboxing, high kicks, low kicks, supreme, you know the works. Ek het omtrent alles gedoen. So ja. En hoe voel jy lyf? Verbaasend, nie so erg soos wat ek gedink het. Nog nie, môreoggend. Môreoggend dink ek gaan soos 'n ou man loop. Lekker, Gustaf, dankie. Baie dankie. Dankie vir jou tyd, dankie. Ons nou uiteindelik by die man met die mooi stem hierso by RCFA. Hierdie man praat mooi daarso. Morney, daar sê dankie dat jy so wonderlike announcer hierso is en jy bied hierdie ding fantasties aan. Dit is 'n groot plesier. Ek is gelukkig nie bang vir 'n mikrofoon nie. En ek dink in hierdie bedryf wat ons in is dit belangrik. Ja. Maar dit is amazing, né? Dit is net ongelooflik. Ons sien elke jaar word dit groter en groter. Ek het in 1987 begin by Ring Contact Fighting Art. En elke jaar nuwe gesigte. En dit is amazing om te sien hoe groot groei hierdie sport amper. Dit groei amper soos wat ons besig is om te groei. En sê vir my nou jy baie jare betrokke presies van 1987. 87. Okay. So, ek was nog 'n jong laaitie in standaard 7 daar in die Vrystaat dorpie Viljoenskroon. Daar sonder sensei Sarel Reilike geoefen en ek het 1991 my eerste dan gekry op die plaas Blood, Sweat and Tears verlede jaar gradeer 6ste dan was amper dood gewees. Ja, die 6ste dan al. Ja, so dit is baie jare. Maar dit is net amazing deel van hierdie sport. Maar is dit nie belangrik dat 'n ou baie terugsit binne in die sport in nie? Ek weet baie ouens in alle sporte, hy neem deel en dan as hy klaar is dan verdwyn hy. Waar ou terugstoot en vir die youngsters weer die realiteit is 1 uit 1000 studente wat begin sal 'n swart belt kry. Dit gaan alles oor commitment. Ons het dit gesien, ek het gesien deur my hele lewe wat ek klas gegee het. Dis absolute commitment en ongelukkig vandag daar's 'n algemene tekort aan dissipline. Begin met die ouerhuis
dit begin in die hele stelsel, maar daar nie meer dissipline is nie. Het ons kinders nie meer selfdissipline nie. 100%. Dis die hartseer van alles. Dis harde werk. Meeste van die kinders 8 uit 10 begin en dan dink hulle nee, dat dit kan vinnig wees. Maar jy moet maar you must go through the ranks. Andersins. Maar Morne, harde werk. Jy doen 'n stunning werk en dankie vir wat jy vir RCFA beteken en jy het 'n absolute stem vir hierdie bedryf. Dis baie lekker en dis lekker om julle hier ook te hê. Dis baie dankie. As hy Abgenom Zoe Komrani en Skyler Low. Gustav Kotze, Daniel Husser. Nou ons is nou baie geëerd ons staan hierso met die man wat RCFA aan die gang gesit het, Master Joe Viljoen, baie welkom en fantasties die event wat jy aan mekaar gesit het hierso saam met 'n klomp mense. RCFA lê baie naby aan Master se hart. Gee ons so 'n bietjie inleiding daarvan. Uitstekend Werner, ja, soos ek sê as jy 'n vuis wil maak, kort jy al jou vingers. Daarbey bedoel ek het persone wat goed is in dit, persone wat goed is in dit. Maar goed, dan trek jy almal wat goed is by mekaar, dan jy iets solied om van te werk. Ons het 'n uitstekende span, die mense weet waarheen ons beweeg. Ringkontak van die aard, ringkontak vegkuns het ek ontwikkel in 1984 en ons het dit uitgebrei en vandag kan ons sê ons is wêreldwyd. Dit is uitstekend om te weet dat Suid-Afrikaanse martial art. Jy weet, dis wat lekker is. My hoofrede van dit is baie eenvoudig. Ek het oral te beklei in die wêreld. En dan begin jy agterkom, al die organisasies doen dit. Hoekom kan Suid-Afrika nie sy eie organisasie hê? Almal wil altyd geaffilieer wees aan die buiteland. Nou wat het die buiteland beter as ons? Afrika is harde mense. Hierso survive ons. En ek sê vir jou, dit is so lekker in Suid-Afrika, dit is die beste plek wat ek kan vir jou sê is. En as jy kyk na die natuur en al ons hulpbronne wat ons het 'n fantastiese land. Maar ons groot ding is, ons kan. Mense moet in hulle self begin glo. En hoekom ons in ander organisasies op wêreldwyd moet geaffilieer is. Hoekom doen ons dit nie self nie? En dis hoekom ek dit gedoen het. En nou moet jy bewyse lewer. En dis vir ons belangrik. En in my organisasie, my styl en afrigting, het ek 16 wêreldkampioene gemaak in verskillende organisasies. WKO, WKA, ISKA, WACO, jy kan hulle almal noem professioneel. Dit het net 'n bewys gelewer hoe effektief is my styl. En dis waaroor dit gaan. So, Master, en nou volgende jaar is die groot bederf nou, die wêreld kom kyk wat ons by mekaar en wat u by mekaar gesit het. Uitstekend, jy weet wat, dis altyd 'n droom. Ek sê altyd, die mense wat nie droom nie, het nie 'n lewe nie. Ons moet kan vorentoe gaan in die lewe en dis my hoofsaak. En ons het gewerk, ons het alles gedoen wêreldwyd wat ons kan en die besluit het toe gekom, nou gaan ons die wêreldkampioene. Ons wil baie graag, of jy nou van WKA, WKO is, of jy is van WACO Pro, wat jy ook al is in, wat 'n organisasie, ons soek daai kampioene. Almal met daai kampioene moet hier kom. Ons het altyd moes daar gaan beklei. Kom wys ons nou wat wil julle doen. En kom bietjie hiernatoe laat ons mense wat nooit dit kan bekostig. Nooit kon hulle dit bekostig om oor see te gaan om te gaan veg nie. Maar hulle is hard. Nou daai manne En dieselfde as 'n Master, jy het ook nou met die wildslewe het jy baie groot impak gemaak. Ja, jy weet dis my passie oor daai. Ek sê altyd as jy kyk na die skepper waarin ons lewe, is daar net een ding om te kan besluit. Daar is 'n groter mag. Die ou wat dit nog nie besef nie, het min besef in die lewe. Hoe jou ekosisteem werk, wat stier pas waaraan, hoekom pas hy daaraan? Nou in die 20 jaar se studies wat ek op 33 spesies gedoen het ek die eerste 11 spesies nou in 'n boek saamgevat. Dit staan in Amazon in Amerika, topverkoper.
En baie universiteite gebruik my boek nou as bestuurstegnieke wat uitgewerk kan word vir die natuur. So ek vat 'n spesifieke spesie. Hoekom oorleef hy? Waarom oorleef hy? Hoe oorleef hy? Wat is hulle struktuur? Hoe werk die struktuur? En ek besef absoluut as ons dit sien, kan ons as mens daaruit ontsettend leer. So ek het baie spesies, 33 spesies gevat. En ek het dit nou gevat wat ek weet van toepassing is in ons lewe. En die heel eerste groot ding wat jy kyk, is dissipline. Absoluut. As die dissipline is dat nou die natuur wys dit vir ons. En dit is waarheen ons moet beweeg. Nou vir enigeen wat belangstel om dit na te kyk, die boek se naam is Strength Can Be a Weakness. Ja. En dit sê vir jou klaar, it can be a weakness. Baie mense is in 'n posisie, maar hanteer dit verkeerd. Hoe beheer jy daai tegniek? Ons het ouens gehad dan 'n een streep gekry in die weermag, dan dink hy hanteer die hele weermag. En hy is ver onder daai kwalifikasie. So wat kyk ons na? Die diere. Die natuur leer vir ons waar ons dink ons is bo die natuur, en dit is baie verkeerd. Die natuur het soveel goed meer as ons. Wat het die natuur meer van ons? Tyd. Hulle het baie meer tyd. Baie meer tyd as ons. Ons het 'n limit op die aarde en dan is ons weg. En daai spesifieke diere in hulle verskillende habitat. Nou as ons praat van ek gee baie klas in Engels by baie universiteite, maar kom ons praat van jy het 'n browser, grazer, mixed feeder en 'n selective feeder. Waar pas hy in? Nou dit is in jou ekosisteme. Jy moet kan besef waar is daai dier? Hoekom pas hy aan? Waarom pas hy aan? En hoe is die struktuur om hom leefbaar te maak? Geneties te kan oorleef. Baie belangrik. En dit is wat ek doen op my reservaat. Dis ek kyk na genetika. Ja. Ons moet dit vir ons generasies wat kom, moet ons hierdie goed kan bewaar. Absoluut. Die uitkyk van my in my lewe is nie wat ek het wat tel nie. Is wat los ek agter wat tel. Dis die mees belangrikste ding. Absoluut. Master, dis wonderlik wat hier vir ons almal bymekaar sit. RCFA is absoluut daar's soveel mense wat plesier daai kry, soveel mense wat dissipline kry. Ek het nou vandag gekyk van die heel kleintjies wat sommer trane in die oog kry as hy raak geslaan word, maar tot die manne wat vanaand hier so mekaar gaan dik aanvat. Dis wonderlik om te sien hoe julle eintlik vir almal kuiter, van 'n jong man tot 'n vrou tot 'n almal, daar's plek vir almal. So dankie, dis wonderlik wat julle doen vir ons. Werner, baie dankie ook vir jou en jou podcast wat jy gebruik, uitstekend. Ouens moet meer daarna kyk want jy is die ou wat die waarheid uitbring. Die waarheid is belangrik. Jy kan nie verby die waarheid gaan nie. Die waarheid is die waarheid. Absoluut. En ek is baie lief vir dit. Dankie. Dis 'n groot eer. Dankie Master. Ek geniet die aand en baie geluk met 'n fantastiese. Baie dankie. Master, kan ons gou vinnig so